Die tong is 'n kleine dingetjie, maar dit het die potensiaal, sê Jakobus, om 'n hele veldbrand te begin, om boorde en boorde af te brand. Luister na die volgende woorde uit Johannes. Johannes 3 vers 7. All kinds of animals have been tamed, but no man can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Jy het al hierdie gif wat in die tong opgesluit is beleef. Jy en ek is perfek, sê Jakobus, as ons monde kan beheer. Maar die probleem is, ons kan nie ons monde beheer nie. Ons maak seer met ons monde. En ek wil vir jou vandag sê, jy het die potensiaal om op te bou of af te breek deur jou tong. En ons moet die Here gedurig vra, Here, sit 'n wag voor ons mond. Want ons wil in grimmigheid reageer, ons wil in woede reageer, want ons identiteite het seer gekry, of ons is nie in beheer van 'n situasie nie, en woede vat oor. Paulus sê, wanneer jy kwaad is, nie, jy mag nie kwaad raak nie. Het is nie sonde om kwaad te raak nie, maar wanneer jy kwaad is dit so maklik om sonde te pleeg, en Paulus sê, moet dan nie sondig nie. So ek en jy, ons moet ons woorde tel, ons moet ons woorde terughou, ons moet stadiger reageer, ons moet meer wys wees in ons woorde. My pa was versot op C.J. Langehoven. Ek weet nie of jy ooit Langehoven se boeke gelees het nie, maar hy het 'n paar gesegdes of wyshede wat hy gedeel het, en ek dink dit is briljant. Op 'n stadium sê hy, moenie die kwaai brief of die slim brief of die gewigtige brief vandag pos nie. Slaap daaroor en pos hom môre. Dis beter dat jy hom môre pos as om hom môre terug te wens. En so baie keer in 'n plek van woede, in 'n plek van grimmigheid, wil ons dan vir al ons vyande sê wat ons van hulle dink en hoe ons oor hulle voel. Ons oorreageer en ons maak 'n slegte situasie 100 keer slegter. Dit is in jou grimmigheid wat jy moet wag, na die Here kyk en jou woorde tel. In Kolossense is daar 'n teks wat sê dat ons woorde genadige woorde moet wees. Die NIV stel dit so goed. Let your words be full of grace, sprinkled with salt. Jy weet, laat my dink aan 'n sê-ding dat wanneer iemand vloek, is dit soos om 'n toebroodjie te eet met sand op. Ek weet nie of jy al 'n toebroodjie met sand op geëet het nie. Maar dis 'n goeie analogy om hierdie ding te eet wat jou voed, wat jou vol maak, en dan ewe skielik is daar 'n interruption, is daar iets krapperigs in die broodjie. En die Here praat die afgelope tyd met my oor my spraak, dat ons 'n wag voor ons mond moet sit, en dat wanneer ons kruiwoorde, kragwoorde gebruik, is dit in effek 'n kondisie van die hart. Ja, van ons het aanwensels wat ons moet afleer, ons gebruik woorde, kragwoorde om onsself beter